Ek wil vandag vir jou 'n boodskap van hoop bring. 'n Boodskap wat vir jou sê, maar daar's meer in jou. God wil jou gebruik. Ek is nog altyd so gefassineer deur die verhaal van Moses. Ek dink aan myself van hoe hy alles gehad het. Hy het die wêreld aan sy voete gehad. Hy het die hele Egipte, hy het kon 'n koninkryk gaan hardloop het en hy geleentheid gehad om dit te doen. Maar tog het hy op 'n plek gekom wat hy moes 'n keuse maak. Hy kan of hierdie groter doel binnekant hom wat hom die hele tyd, dit pla hom. Ek vat vir myself, vir my hele lewe lank het ek het geweet ek moet op 'n plek wees wat ek gerebelleer het. Miskien was Moses op daai plek wat hy gerebelleer het van hy het geweet daar's iets anders wat hy moes doen. En toe moes hy op die dag op 'n plek kom wat hy gesê het, maar ek gaan opstaan vir dit, of ek gaan opstaan vir daai plek wat die Here my geroep het. Miskien het hy op plek gestaan wat hy al die weelde gehad het, maar is altyd ongelukkig in homself. Ek sê nie dit is so nie, maar ek vat uit myself uit. Jy weet, partykeer het ons alles, en tog is jy ongelukkig in jouself, want jy weet jy sien daar waar jy moet wees nie. En hier kom Moses en hy gemaak 'n man dood, om dit wat hy voel binnekant hom brand te gaan beskerm. En net daar in Egipte gaan vlug hy, en vir 40 jaar loop hy deur hierdie woestyntydperk. Hy kry familie by, maar ek wonder was hy nog steeds gelukkig in homself. Want hy het alles, hy het skielik 'n familie, hy het skape, skielik is hy herder, en hy moet sorg vir mense, en skielik is hy nou tussen Israeliete, en meer op 'n plek waar hy voel hy hoort, maar tog in 40 jaar moes hy geleer het om humble te word. 40 jaar is hy op 'n plek wat hy in voorbereiding gestaan het om 'n volk te gaan lei. Ja, dit is net vir my iets, hoe meer ek daaraan dink, hoe meer wonder ek, Here, vat nie my nie op deur daai plek nie. Later aan in die verhaal in Exodus, jy weet, daar waar Moses die volk toe nog gaan lei, uit Egipte uit, en hulle regtig, waar die volk ongehoorsaam was, wat hulle kwaad geraak het vir Moses, en sê, ten minste het ons kos gehad, ten minste het ons 'n dak oor ons kop gehad, en hier lei jy ons uit, omdat jy sê die Here wil vir ons iets groter doen, die Here wil ons vat na 'n plek van melk en honing. Die mense het hom veroordeel, want hy het hulle gevat na daai plek toe, en ons lees, ons almal steek vas by daai gedeelte waar hulle het om die berg gegaan vir 40 jaar, as gevolg van hulle eie ongehoorsaamheid. En hier kom hulle eventually op 'n plek waar die Here vir hulle die see oopmaak, en hulle kon op droë grond kon hulle deur hierdie water loop, en tog is daar eers hierdie voorbereiding wat vir Moses moes plaasgevind het. Hy het nie dadelik, het hy daai krag en daai mag binne hom gehad, waar die Here deur hom gewerk het om hierdie wonder te verrig nie. Hy moes iewers begin het. En vir myself voel ek ook baie keer so, Here, ek weet hierdie groter droom vir my. Ek weet daar's iets meer binnekant my, en tog weet ek, moet ek eers God gaan ontdek. Ek moet eers gaan ontdek wie God is, voordat ek die potensiaal in myself kan gaan ontdek. Maar hier kom Moses in Exodus 3, en die Here bring hom tot op 'n plek waar heilige grond is, daar waar die brandende bos is, en die Here sê vir hom, Moses, trek uit die skoene in jou voete, want die plek waarop jy staan is heilige grond. En as Moses dit nie gedoen het nie, as hy nie daar homself kon verberg het teen hierdie heerlikheid van God nie, en hy weggehardloop het, waar sou ons gewees het? Waar sou die Israeliete gewees het? Maar tog kom en hy gaan soek skuiling, want hy kan nie die heerlikheid van God aanskou nie, dit is te sterk. En hy, nou so roep die Here, maar hy sê, ek wil jou gebruik om my volk te gaan lei, om my volk te gaan red. En ek dink, miskien sou ek ook daar gewees, vir sy Here, maar ek is nie goed genoeg nie. Ek het al die weelde gehad, mense gaan teen my vaskyk en sê, maar ek het alles gehad, ek was een van hulle gewees, ek was een van die mense wat vir hulle oordeel gebring het, ek was een van die mense wat van hulle slawe gemaak het, en die Here sê, maar jy's goed genoeg vir my, ek wil juist jou gebruik om die slawe te gaan bevry, om mense te lei. En jy sê, Here, maar ek het nie die woorde nie, kyk ek hakkel, en jy sê, maar ek het selfs 'n oplossing daarvoor. Hier kom die Here, en die Here sê vir hom,
sien jy die stok in jou hand? En hy sê, ja Here, en miskien was hy half bang geweest, want wat gaan nou gebeur? Ek meen, miskien het hy die Here nog nooit so geleer ken nie. Ek meen, hy het groot geword as die Egiptiese prins, en skielik is hy tussen die Israeliete, tussen nomads, as ek dit so kan stel, gelos, jy weet, en miskien het hy die Here nog nie regtig leer ken nie, hy het gesien, okay, hy is iets groter, ek is nou skielik deel van mense, maar nog steeds het hy soeke binnekant om gehad, om 'n groot verskil te gaan maak, en vir 40 jaar is hy voorberei in hierdie woestyn, so half asof ek myself kan dink, ek gaan ook deur die woestyn tydperk, en ek voel droog, en ek weet daar's iets groter binnekant my, en dis juist hier waar my boodskap vir jou wil kom. Miskien voel jy gaan deur die woestyn tydperk, jy voel jy het alles verloor, jy het al jou hoop verloor, dit wat jy groot gemaak is, dit wat bekend was aan jou op 'n stadium, moes jy alles verloor het, en miskien voel jy ook op 'n plek, soos wat ek dink Moses moes gevoel het, ek dink so, hy's gewoond, hy het die weelde, hy het alles gehad, en skielik gaan hy deur hierdie woestynperk, en ja, hy het vrou gekry, hy het kinders gekry, hy het skielik 'n familie bygehad, wat hy nooit regtig geken het nie, maar dalk was hy so ongelukkig in homself gewees, wat hy altyd gesoek het na meer. Ek was al baie daar gewees, wat ek voel, Here, ek weet ek moet vir U werk. Ek weet daar's 'n groter doel met my lewe, maar ek voel net nie goed genoeg nie. Ek voel ek soek, en ja, Here, U is nog steeds my eerste liefde, maar ek soek, ek kry net nie daai ding wat my kan vervul binnekant nie. En op 'n dag gaan kom sê die Here, maar ek is. En dis daar waar ons Here leer ken, in hierdie 40 jaar voor daai brandende bos, wat ons die Here leer ken, en hy sê vir jou, miskien sê hy vandag vir jou, gooi die stok neer, gooi daai ding wat in jou hand is, gooi hom neer, en sien hoe verrig ek 'n wonderwerk deur jou. Weet, in die oomblik toe Moses daai stok neergooi, toe begin hy die eerste wonderwerke te sien, van, hier is iets groot besig om te gebeur, maar as ek groot, is ek voorbereid om hierdie ding te gaan doen, wat ek moet doen. En die Here sê vir hom, maar vat daai slang wat nou net, wat die stok wat in jou hand neergegooi is op die grond, en wat nou net verander het in 'n slang, vat hom in sy stert en tel hom op. En miskien is hy ook soos ek gewees, wat ek sê, Here, maar ek is bang vir slange. Ek weet nie, hoe gaan 'n slang vir my help? Hoe gaan 'n stok my help, as ek myself kan help, as ek self al hierdie tekortkominge het. En die Here sê, dis juis in jou tekortkominge, en daai soeke binnekant jouself, wat ek jou wil gebruik. Dis juist daar waar ek 'n wonderwerk wil verrig, in jou en deur jou. En miskien voel jy sit op 'n plek, wat jy net sê, maar, Here, ek sit op hier snaakse plek, ek het nie 'n bekende naam nie, ek weet nie hoe gaan ek iets groots doen nie, en miskien is dit juist daar wat jy met jouself gaan humble voor die Here, wat hy meer kan word, waar jy minder kan word, en hy meer kan word, wat die Here jou kan gebruik, om iets groot te gaan doen, en jy hoef nie op 'n platform te gaan staan, wat mense vir jou luister en sê, wow, kyk daai ene, en weet, al daai tipe van goed nie, miskien is dit net in jou eenvoudigheid wat die Here jou wil gebruik, miskien is dit net daar waar die Here 'n verskil vir die direkte mense rondom jou wil bring, maar hier kom die Here in, en hy sê, vat die stok in jou hand, en gooi hom neer. Weet, en as Moses sê het, nee, hy gaan dit nie doen nie, hy sien nie kans nie. As Moses nie daai stok neergegooi, en daai selfde stok, het die Here gebruik in sy eie hande, om 'n see te laat oopgaan, ek meen, en water uit 'n berg uit te laat tap, uit 'n rots uit te laat tap, en al het Moses nog steeds gestondig, het die Here gebruik dit wat in Moses se hande was, omdat Moses sê, okay Here, hier's ek, gebruik dan maar hierdie stok. Want vandag wil ek vir jou sê, 'n stok in jou hand, is 'n geleentheid, om 'n wonderwerk te gaan verrig. 'n Stok in jou hand, is 'n geleentheid, vir deure om oopgemaak te word deur die Here. 'n Stok in jou hand, is 'n geleentheid vir die Here, om 'n pad in die woestyn te maak, om mense te gaan help, nie net ander mense nie, maar dit bring ook vir jou daai hoop, van daar is meer tot die lewe, as net dit, waarin jy vasgevang is vir die laaste 40 jaar. Kom ons kom juist net van daai stok, kom ons kom juist net met onsself, waar ons minder word, waar ons niks meer kan word nie, waar ons
totally humble voor die Here kan staan. En miskien het jy alle hoop verloor. Miskien het jy 'n plek soos ek, wat jy voel, Here, ek gaan deur die woestyn tydperk. Ek weet daar's iets groot wat ek vir U moet doen. Here, maar nou, U moet iets doen, want ek voel alleen. Ek voel, ek word verbrand deur hierdie son wat op my skyn. Dan wil ek vandag vir jou sê, wat die Here vir my kom sê, maar gebruik net dit wat jy het. Want dit wat jy het, kan ek gebruik. Gebruik die stok wat in jou hand is vandag. Gebruik daai ding wat in jou hand is vandag. En kyk hoe verander die Here dit in 'n geleentheid vir geopende deure.